Jacques het met André Kleinhans gepraat en dit was veronderstel om oor konstruksie te gaan, maar dit het 'n wye Weskus draai gemaak. Kom ons gaan luister waaroor hierdie twee manne gesels. Koue water, die Atlantiese Oseaan wat ons swembad is hiervoor. Die jare van selfone uitgekom het, kort daarna het ek ene gekry. Ja. Was my stemboodskap, ek is of in die water of op die water, bel my later. So is dit 'n normale ding vir die mense wat aan hierdie kuslyn bly, dat hulle lief is om in of op die see te wees? Nie noodwendig nie. As my agtergrond as 'n visserman, baie min van die vissermanne kan regtig swem. Ek is ook baie lief vir duik en 'n duikinstruksie gegee en so. Ek was en is dalk nog steeds 'n baie vreemde wese hier dat ek so lief is om onder die water te wees en te scuba en net te snorkel. Ek het skuite dig gemaak onder die water wat jou ou houtskuite veral kan jy kalfaat onder die water, kap jy jou kalfaatsel in en dan maak jy dit toe en dit was vir die mense wonderlik dat jy van onder af 'n skuit kan digmaak. Ja, jy spuit die water nou in en draaidak toe te gaan om die boot reg te maak nie. Dit is my baie fascinerend dat dit is, kyk ek kom nou van die binneland af, oorspronklik van die plaaslande en vlaktes, daar van die Hoëveld. Dit is my 'n baie fascinerende ding hier by die see, die hele kultuur van bote en visvang en klein dorpies wat ek nou so beskou het as Morgenson en Amersfoort. Jy weet wat hier by julle is, dit Veldrift en Sint Helena Baai en Paternoster hier waar julle bly. Ja. Ja, en julle het 'n totale ander kultuur. Heeltemal 'n ander kultuur. Ek sou sê ons was redelik afgesonder as gevolg van ons koue water. So die mense wat kom vakansie hou het of gaan vakansie hou het noodwendig Ooskus en Suidkus toe gegaan om te gaan by die warm water wees. Ja. Ons het ook 'n baie slegte grondpad gehad, Paternoster toe, wat in 2000 geteer is. Okay. So toe die karre met die hoë deposito en die lae chassis kon kom, het die mense van ons agtergekom. Ja. En ons kultuur, wat baie ryk is en so half gekoester was net by ons, begin deel. Party sukkel om te verstaan, maar ons is gretig om te help met ons spesifieke Weskus woorde, ons name vir goed. Ja, kultuur, wat 'n baie sterk identiteit het. Nou, ek gesels hier met André Kleinhans, en wat vir my baie fascinerend is dat ons gesels nou oor al die local goeders wat hier gebeur, en ek gaan jou nou byvoorbeeld uitvra oor waar het jou paadjie begin, waarby was jy betrokke geweest, maar ons is eintlik veronderstel om oor julle konstruksiebesigheid te gesels. Maar nou dat jy eers begin het met bote en oor dat ek baie mal is oor bote en die seelewe en goeders, natuurlik het ek nou van die pad af gegaan. So, maar kom ons begin, André, waar het jou paadjie begin? Wat het jy al in jou lewe reg gekry? Ek het verskriklik baie goed gedoen en ek is nog steeds besig met baie goed. Ek het in die Vrystaat groot geword. Is dit? Maar hier's baie mense hier wat sweer hulle was saam met my op skool hier gewees. Want ek is nie 'n inkomer nie. Die oomblik as jy alles hier joune maak. Ja. Soos ons vroeër gepraat het oor passie, hart en siel. Ja. Dan is jy nie meer 'n inkomer nie. Die koue water is nie koud nie, die suidewind wat blaas is nie hard nie, hy's skoon. Die visreek wat so hang en hier tussen jou neushare inkom, is nie. Dis vir my lekker. En daai vis te ruik en dis moeilik om te verstaan. En dis waar dit begin het. Frederik Walters is nou vandag nie meer daar nie, 'n baie goeie ou vriend van my het my van 1986 af wat ek gereeld hier gekom. Ek was in die weermag, ou weermag en nuwe weermag, maar reservemag. So die helfte van die jaar het ek vis gevang, op die see gewerk, en die ander helfte van die jaar was ek met een of ander weermag aktiwiteit of duikaktiwiteit besig. So jy duik in die weermag dan ook gedoen? Nee, ek het nie in die weermag geduik nie. Okay. Ek was 'n infanteriesoldaat, voetsoldaat, maar hulle het 'n duiker hier gesoek want ek het vir hom gesê ek kan julle goed regmaak. Want die sleephellings, die slipboys het nie gewerk. Ja.
Okay, so nou net om seker te maak vir die van ons ouens wat van die binneland afkom, wat is sleepwaai? Sleephelling is Sleephelling? elke jaar moet jou skuit Yes. uitgehaal word, dan word hy gesubwy. Nou die Afrikaanse woord daarvoor ontgaan my, maar dis ons streekstaal, subwy word gesubwy. So daar word gekyk of hy veilig is van buite af, van binne af. Die houtskuite word selfs 'n gat deurgeboor om te kyk of die hout nog reg die hout nog reg is. Die laaste houtskuite wat hier by ons in Laaiplek gebou is, deur Louwen Halverson, dink ek is hier so 1963 gewees. En daar's van daai skuite baie wat nou nog op die see werk. Ja. So by gebrek aan die sleephelling wat dan elke jaar moet uitkom, het SAMSA, die marine owerheid, selfs aanvaar as ek sê ek het hom deurgeswem en gekyk en geklop en hy's reg en ek het reg waar water lek het, ek het reg gemaak en hulle dan die res van die goed gedoen. Yes, dit is en daarom een van die wat ek gekyk het gesink nie. Ja. Wat 'n goeie track record is, né? Dit is 'n redelike goeie track record. Ek het self ook geskipper. Okay. En dit is, jy weet, 'n skuit, 'n boot, 'n skip is maar ook konstruksie. So dis vir my intense belangstelling om te weet, want 'n houtskuit word nie net van een soort hout byvoorbeeld gemaak nie. Die kantplanke is eikehout en Oregon pine is die maste en die kielsan is weer jarrah en sulke van goed. En daai elemente bring ons weer in die konstruksie ook in. Dis hy. Maar soos wat ons nou met die konstruksie dan nou begin, ek sien nou julle logo is Anker, julle naam is Anker. Dis korrek. Is dit waarvandaan af dit kom? Jou grondslag, jou passie vir die see en bote wat julle daai naam gekies het? Heeltemal reg. Ja, dit was nie moeilik om daai naam uit te dink nie. Want ons is hier geanker. Ek is hier geanker op land, in die see, oor die see, en ons waardes is 'n soliede anker. So alles draai rond. Alles draai om anker. Eerlikheid, respek en regverdigheid. Dis al drie goed wat ek vra. Ja. En ons gee meer as dit, maar wat bou julle? Waar bou julle? Ons bou in Paternoster. Ons het aanvanklik eers net in Paternoster gebou. Ek het begin, ek het tweelingseuns en ek het 'n huisie langs my huis gebou waar ek bly nog al die jare. My huis is gebou in 1864, sover ons kon vasstel met baie sekerheid, redelike sekerheid, en ek het dieselfde tipe huisie langs aan self gebou. As die kinders van die skool afkom, dan help hulle vir pa bou en dan staan dit weer stil want pa is see toe of pa is iewers in die weermag. En daai huisie se naam is ook Anker. Dit was die eerste huis wat ek gebou het. Toe het ons begin restaureer in Paternoster, huise restaureer van die ouer huise en dit is lekker. Dis ons passie en begin huise bou, al groter en groter. Ons het al 'n baie groot huis en kantore in Kampala in Uganda gebou. Sommer nou internasionaal dan ook. In Mogadishu. Weermag agtergrond, werk op gevaarlike plekke ook. Natuurlik, ek verstaan. En ons het uitgebrei so 4 jaar terug na St. Helena Bay toe waar ons ook groot bou. Maar ek hou my logistieke lyn daar. Ek dink nie ek sal ons sal by uitsondering op vreemde plekke bou want dit is lekker. Want hier is redelik baie ontwikkelings nou ewe skielik. Ervaar jy dat hier baie meer ontwikkeling hierdie laaste ruk is? In die onlangse ruk, ja. Ontwikkeling, ons moet net mooi ontwikkeling en konstruksie verstaan. Ontwikkeling is die daarstel van 'n kaal stuk grond af tot by erwe. Ja. En dan konstruksie is wat daarna gebeur. Dan koop jy byvoorbeeld die erf en ons bou vir jou huis. Ek verstaan. So die infrastruktuur, die paaie, die riool en daai goeders wat gelê, die ontwikkelingsgedeelte en dan natuurlik. Maar daar's baie mense wat graag hier wil kom bly. Lyk dit vir jou soos vakansiemense of mense wat meer op 'n permanente basis kom bly? Hier's baie mense. Paternoster het 'n adres geraak, 'n bestemming, en ons werk daaraan om dit 'n bucket list ding te noem, om Engelse sinsnede te gebruik. Dit het duur geraak, soos vraag en aanbod. Natuurlik. En veral van COVID af, wat mense geleer het, kan van die huis af werk. Ek sien dit beweeg weer terug na kantore toe, maar nog steeds werk hier baie mense wat byvoorbeeld 'n kantoor in Kaapstad of selfs Johannesburg het. Of ons het mense 'n huis voorgebou wat se kantore in Tokio is. En dan kom hulle van tyd tot tyd hier en werk hier vanaf. So Paternoster het internasionaal geraak.
Hoor jy, dit voel vir my asof ek kan aanhou met jou gesels, maar nou weet ek ons moet klaar kry ook. So ek gaan vir jou sê, André, verskriklik baie dankie vir jou tyd hierso. Dankie dat ons met jou kon gesels het, nie net oor die konstruksie en goeders nie, maar as jy my 'n bietjie van 'n kans gee, dan praat ek met jou oor die see, want ek is mal oor bote en goeders. So, baie dankie dat jy saam met ons kom kuier het vanoggend hier en gedeel het wat jy doen. Dis 'n groot plesier, groot voorreg. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Volgende keer kuier ons verder met iemand baie interessant hier op die Weskus. Sien julle dan.